Ag, dit is so 'n voorreg ons gesels vanoggend met Karen Burger. Sy is 'n oud Suid-Afrikaner, Suid-Afrikaans gebore en sy is op die oomblik in Nieu-Seeland waar sy die kaptein is van die vroue netbalspan. En wat het jy gesê, die Silver Ferns? Silver Ferns, ja. Nou, dit tog ons gaan nou wel hoor hoe mooi Engels sy kan praat. Maar sy is nog eg Suid-Afrikaans en Afrikaans en ons gaan haar beter leer ken vanoggend. Karen, goeiemôre, baie welkom by die groot ontbyt. Hi, baie dankie. Vry. Welkom. Baie dankie. Hoorie, hoe gebeur dit dat 'n Kaapse nooi wat daar gebore is dan nou op die ouend in Nieu-Seeland beland en daar bly en vir hulle netbal speel? Ek het groot geword met 'n familie wat baie ondersteunend is in enigiets wat ek wil doen. En ek het altyd groot planne gehad, maak nie saak wat ek wou doen nie, ek wil iets groot doen. En gelukkig het my ma 'n klein neef gehad wat in Wellington in Nieu-Seeland gebly het. So hulle het my oorgenooi vir 'n gap jaar. Dit was wonderstel om 'n gap jaar te wees. Ja, en nou is dit al 15 jaar so. 15 jaar, dit is merkwaardig. Hoor, dit was in 2012 wat jy op 18-jarige ouderdom oor is Nieu-Seeland. En toe in 2018 speel jy vir Nieu-Seeland. Hoe wat moeilik was dit om as 'n jong persoon net 'n vashouplek te kry om te klim? Ek bedoel, dit moes verskriklik, ek wil sê eensaam gewees het, alhoewel daar mense is wat vir jou omgee. Ons nou 'n bietjie praat oor jou ondersteuningsnetwerk, maar tog moes dit baie eensaam gewees het en jy moes ontsettend vasberade gewees het. Ja, eensaam, maar ek is gelukkig. Ek is geseënd met, ek is happy op my eie. Ja. Solank daar ondersteuningsnetwerk is en met tegnologie veral oor die jare hoeveel dit beter geraak het. Ek praat amper elke dag met my familie. En ek's baie groot op gemeenskap en vriende en familie bou om my. So ek is altyd waantoe ook al ek gaan, ek's altyd op pad huis toe want ek het al so veel plekke gebly en ek's baie geseënd daarmee dat ek kan sê ek het so baie huise. Maar dit is baie belangrik om daai ondersteuningsnetwerk te hê. En dan ek het dit ook gesien as 'n einddoel om hopelik vir die Silver Ferns te speel, maar ook om die proses te geniet en myself as 'n persoon en 'n individu te ontwikkel oor die jare. En ek dink dis wat dit vir my soveel makliker gemaak het, as ek het die klein wenne gesien op pad soontoe wat vir my die moeite werd was. Ja, hoorie, maar dit is my opwindend as mens so iemand soos jy ontmoet, want dit is, jy het letterlik die wêreld aan jou voete met dit wat jy nou al bereik het. En ek sien daar was nou die Statebond spele hierdie jaar en jy het in Australië ook vir 'n ruk lank gaan speel, waar jy daar vir 'n Australiese span of daar gaan deelneem het. Dis fantasties om dit te beleef, Karen, maar hoe voel dit om weer op eie bodem? Ek weet in 2023 was jy hier met die wêreldbeker vir netbal en toe het jy hier op Suid-Afrikaanse bodem gespeel. Voel dit nie vreemd om te dink, maar ek is eintlik Suid-Afrikaans, maar ek speel hier amper teen my eie land, as mens dit so kan stel? Ja, dis nogal so interessant wanneer ek Suid-Afrika toe kom, en ek dink nie, omdat ek al so baie lank in Nieu-Seeland is en my hele netbal loopbaan is al in Nieu-Seeland gewees, so baie min Suid-Afrikaners weet hoe Suid-Afrikaans ek is. So ek gaan nog gereeld huis toe ook, so dis my baie belangrik om daai koneksie te hou. So toe ek die geleentheid gehad het om in Suid-Afrika te speel, voor daai toernooi het ek nie voor my familie gespeel op professionele vlak nie. So dit was 'n groot geleentheid vir my ek het groot geword, my familie was altyd op die kantlyn, so ek kon hulle altyd hoor. So die skuif oor see was vir my 'n baie groot aanpassing waar ek nie daai ondersteuning gehad het nie. En een ding wat altyd vir my sal bly is daai wêreldbeker in die Kaap waar ek veral my pa het baie loud stem. So ek kon hom baie duidelik in die gehoor hoor en die ondersteuning wat ek gekry het was ongelooflik. Jy verwys dus na jou familie en die ondersteuning. Dis ook vir jou baie belangrik om 'n lewe buite netbal te hê. En ons maak glad nie af wat jy bereik het op hierdie stadium en nog steeds gaan bereik nie. Ons is absoluut seker hierdie is die einde nie, maar die lewe weg van netbal af. Die lewe om somtyds te sê, okay, goed, ek trek nou 'n lyntjie, ek gaan nou iets doen wat nie met netbal te doen het nie. Hoe belangrik is dit vir jou en hoe maak 'n mens daai kop skuif?
Ja, ek dink dit is meer as net om iets buite netbal te doen, want jy moet ook, netbal gaan nie vir ewig wees nie, so jy moet ook begin beplan vir die lewe na netbal, wat soms 'n bietjie van 'n skok kan wees as jy nie jou goedjies agter mekaar het nie, Ja. so altyd dit in my agterkop, maar ook, dis 'n goeie ding om af te skakel van netbal, veral as ons is geseënd genoeg om dit heel jaar lank te doen. En dit kan nogals baie raak, veral omdat jy heeltyd travel en jy het heeltyd iets en altyd om mense en jy dink altyd netbal. So dis goed vir my. Ek hou daarvan om af te skakel en iets anders te hê. En die vaardighede wat ek deur my sport ontwikkel en gebou het, kan ek dan gebruik op ander vlakke. So en jy weet, alles gaan nie altyd goed op sportvlak nie, so dis goed om dan 'n alternatief te hê wat goed gaan en jou fokus op iets anders te sit, terwyl dinge nie so wat wonders gaan in ander areas nie. Hoorie Pierre, maar daar's 'n baie interessante fokus wat hierdie vrou het en dit is retail therapy, wat ek raak gelees het. Daar kan jy vir ons sê wat beteken retail therapy in terme van goud, juweliersware, hoekskoene. Ek gaan weer verskillende fases. Dit hang af. Ek moet nog wel sê, die afgelope jaar was ek al baie beter. So, ek maak nou lysies en ek mag net goedjies van my lysies afkoop. So, ek sal baie beter. Hoeveel skoene het jy? Moet mens hulle kan tel? Nee, mis moenie. Ek dink jy kan se nou dan 'n sondige plesiertjie hê. Dis die moeite werd. Hoorie, ons moet praat 'n bietjie oor hoe die twee gaan speel het in Australië. Dis 'n ander tipe van netbal as wat Nieu-Seeland tradisioneel speel. Dis 'n ander benadering, dis 'n ander. Hoe het dit jou spel, jou persoonlike spel verander of watter effek het dit op jou gehad? Baie groot. So my hele idee van skuif Australië toe was juis omdat ek al op daai stadium 9-10 jaar in Nieu-Seeland gespeel het en ek het 'n bietjie van 'n challenge nodig gehad. En omdat dit so 'n verskillende leefstyl en spel is aan daai kant, wou ek myself weer 'n bietjie in 'n ongemaklike situasie sit en dit was wel so. Nieu-Seeland is meer van 'n speel saam en vir mekaar in struktuur. En in Nieu-Seeland is meer die ek doen my eie werk 1-tot-1 tipe van 'n ding. So baie groot verandering en dan obviously het hulle baie internasionale spelers van reg oor die wêreld wat in een kompetisie speel. So die kompetisie is heeltemal anders. En ook ek kan saam met ander internasionale spelers speel wat heeltemal verskillende style. So daar's 'n klomp goedjies wat ek dink my laat help het om daai besluit te maak om oor te gaan. Is my rukkie lank gevat om dit gewoon te raak. Ek is altyd erg krities op myself. So hopelik volgende jaar skop dit in 'n bietjie vinniger. So. Karen, wat is jou sterkste karaktereienskap sou jy sê en hoe gebruik jy dit om jou span te lei? Ek dink die ding wat ek die grootste leierseienskap wat ek geleer het veral oor die afgelope 2 jaar is hoe om te leer dat almal 'n opinie het en dit lyk anders. En hoe kan jy help dat almal op dieselfde bladsy is ten spyte van of jy dieselfde opinie het of nie. So dis my grootste ding waarna ek altyd dink is jy moet altyd seker maak jy luister na almal se opinie want almal se opinie is geldig want hulle het die opinie omdat hulle deur 'n sekere situasie gegaan het soos wat hulle dit gegaan het en net hulle kan daai opinie hê. En dan om seker te maak dat almal op dieselfde bladsy is ten spyte van verskillende opinies. Presies. So ja. Karen, om die Commonwealth Games te wen, die eerste keer in 16 jaar wat Nieu-Seeland 'n goue medalje by die Commonwealth Games wen. Jy is die kaptein van die span. Watter sleutel was daar? Want daar moes een of ander magic sleutel gewees. Jy sê nou 'n mens moet maar na almal se opinies luister, maar as die kaptein moes jy iewers 'n haas uit die hoed uittrek om Jamaica te wen in die final. Wat was daai sleutel? Of was dit 'n oomblik wat jy besef het, daar's die antwoord nou. Was daar iets waar daar 'n liggie vir jou opgegaan het?
Ek dink daar's twee goed, een van die baan af en een op die baan. Bietjie rewind, 2019 was ek in die Wêreldbeker span wat goud gewen het daai jaar. Ja. En ek dink die ding wat vir ons daai jaar baie beteken het, is ons voorbereiding was ongelooflik moeilik en ongelooflik hard en ons het deur baie moeilike situasies saamgegaan wat die groep baie gehelp het om mekaar te leer ken, hoe ons opereer en al daai goeters. En ek dink verlede jaar ons het deur 3 maande se swaar kry gegaan as dieselfde groep wat ons nou het, wat ek dink ons van die baan af verskriklik baie gehelp het. En op die baan, ons het 'n baie goeie persoon wat ons programme organiseer en seker maak ons peak op die regte tyd. So gedurende die toernooi kon ons stadig maar seker sien hoe ons begin beter doen, maar ons het nog net nie daar gekom nie en ek dink toe ons finals actually op die baan stap, dis toe ons peak kry. So die program het gewerk op die regte tyd. So ja. Marie, dit was nou absoluut lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Ek wens ons kon nog gesels want ek en Pierre het so baie vrae vir jou, maar ons dink wel ons is trots op jou dat jy na 15 jaar nog so mooi Afrikaans praat en jou voete plat op die aarde is en ja, moet net nie nou Afrikaans teen ons gebruik wanneer jy teen Suid-Afrika sou speel nie, okay? Want dan gaan jy hoor wat ons mense sê op die baan, né? Ja. Ek het al in Suid-Afrika gespeel en dan hoor ek 'n paar van die girls en ek onthou spesifiek, ek kan nie onthou wat se wedstryd dit was nie. Toe sê ek vir die verdediger, maar hulle gaan nou dit doen. Jy sien, 'n spy. Nee, Karen, jy mag nie. Hoorie, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dis al amper slaaptyd by jou, so jy moet lekker slaap, maar ons gaan nog werk vandag, hoor. En baie voorspoed en seën vir jou met jou loopbaan daar in Nieu-Seeland. Mag dit net van krag tot krag gaan, hoor. Baie dankie, lekker dag vir julle. Dankie Karen, dit dan Karen Burger, sy is die vroue netbal span kaptein in Nieu-Seeland. Net hierna maak ons lekker kos saam met Renate.